Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die sondagmôre, baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot. Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat daar klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met 'n lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood uit opgewek. Hy's nie hier nie. Kyk, daar's die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Ons is in Jesus Stories deel 70 en ons praat oor Jesus. Wie is hy? 'n Kerk se hoofdoel is om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle kan red en hulle sy disippels kan word. Sodat julle hom kan ken, dat ek hom kan ken, jy hom kan ken, dat die wêreld hom kan ken. Sy wil is dat almal sal weet wie hy is. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Net wat sy Vader gesê het en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Wat vir my en jou sê, wanneer ons hom leer ken en ons sy verlossing in ons lewe leer ken, sal ons ook net sê wat hy sê en doen wat hy sê. Doen wat hy doen en sê wat hy sê. Die storie waarna ons vanoggend kyk is Jesus se opstanding. Ons het, as jy nie hier was nie, donderdag het ons donderdag aand deurgegaan, die hele donderdag aand. Vrydag het ons die hele Vrydag deurgegaan saam met Jesus. Ons het donderdag aand nagmaal gehou. Ons sal al die goed op YouTube ook laai. Julle is welkom as julle dit wil gaan kyk. En dan vandag gaan ons kyk na die hele storie van die opstanding. En wat ek wel wil sê oor die opstanding is, daar's verskriklik baie verskillende weergawe oor Jesus se opstanding. Nie net in die wetenskaplike wêreld vandag nie, maar ook in die Bybel. As jy jou Bybel oopmaak, Matteus, Markus, Lukas en Johannes praat van die opstanding van Jesus. En die een ou se storie is dieselfde nie. Almal verskil. En dan vra mense, maar hoe glo jy dan die Bybel as al die stories so verskil? Dis presies dieselfde as jy by 'n groot familiebyeenkoms was en daar het 'n fight uitgebreek. Dis presies dieselfde. En na die tyd bel jy jou sussie en sy het haar weergawe, en jy bel jou boetie en hy het sy weergawe, en jy bel jou ma en sy het haar weergawe. En die een storie is dieselfde nie. Dis hoekom ons die Bybel glo, want dis hoe dit werk. Hulle het fisies dit nie self gesien nie. Hulle het gegaan op wat almal gesê het, en dis wat hulle geskryf het. Soos jy Lukas lees, was daar 2 engele. As jy Markus lees, was daar 1. As jy Matteus lees, het hy op die klip gesit. As jy Markus lees, was hy binne in die graf gewees. So daar is soveel verskillende weergawes, want na die tyd het hulle dit saamgevat en net neergeskryf wat hulle gehoor het. En almal se storie het verskil. Die belangrike punt is, Jesus is uit die graf uit. Hy het opgestaan. Soos hy donderdag aand begin, Jesus het vir ou laas aandete saam met sy disippels geëet. Hy het die instelling van die nagmaal gemaak en gesê, ek gaan die betekenis van die nagmaal vir die laaste 2000 jaar het ons dit gevier, want God het die Egiptenare uit Egipte uitgehaal en ons dis hoekom ons die Pasga gevier het. Ek verander dit, van nou af sal dit oor my gaan. Nagmaal. Hy het dit ingestel donderdag aand. Hulle is tuin van Getsemane toe, hulle het gaan bid. Jesus is gearresteer, hy is voor Caiaphas gewees, hy het die aand in die tronk geslaap. Die volgende oggend het hulle hom na Pilatus toe gevat, want hulle het toestemming nodig gehad by die Romeinse regering om hom reg te stel. Pilatus wou vir die Jode gee wat hulle wil hê, en hy laat Jesus geesel en hom kruisig. Hulle moes Jesus begrawe voordat die son sak. Want voor die son sak, as die son sak Vrydag aand, dan begin wat ons noem die Sabbat van die Jode. En dan moet daar niemand op 'n kruis hang nie. Dit is Paasfees ook. Ons wil hierdie gedenk. Die Jode was absoluut in ekstase gewees, die Joodse leiers. Uiteindelik het ons van hierdie bedreiging ontslaag geraak. Hierdie is die beste Paasfees in 'n lang tyd. Ons was so bedreig gewees deur sy lewe. En dan het hy sy volgelinge gehad, wat in absolute rou gedompel was. Dit was die slegste Paasfees van hulle lewe. Wat 3 jaar lank elke dag saam met hom gestap het. Wat nou? Ons het die helfte van die goed, as dit nie meer as 2/3 van die goed wat hy verduidelik het ons nie eers verstaan nie. Ons het gedink hy gaan 'n politieke leier wees in 'n paleis, hy gaan 'n koning wees. Ons gaan die Romeine ore aansit, ons gaan die wêreld oorvat met hom aan ons kant. Hulle is in absolute rou gedomp. Ek het my tyd gemors
vir 3 jaar lank, wat ek agter hom aangeloop het. Wat nou? Nou kruip ek weg van my lewe, want almal weet ek was by hom. Ek het lekker rondgeloop met 'n breë bors. Ek ken hierdie ou. Wat nou? Hulle was in rou gedompel gewees. Toe die Sabbatdag verby was, hy het geëindig Saterdag aand toe die son sak. Maar niemand het toe, daai tyd, na die graf van Jesus toe gaan nie, want dit is donker. Onthou die begrafplaas daai tyd was buite die dorp gebou, dit was ook onveilig gewees. So die Sabbatdag het Saterdag verby gegaan. Hulle moes Jesus baie vinnig begrawe het, want hulle het om 3 uur, het hulle gaan vra vir toestemming om hom van die kruis af te haal, as julle onthou wat ons Vrydag gesê. En hulle moes hom in die graf kry voor die son sak. En dan moes hulle nog hulle self seremonieel was. So, maar hulle het 'n hele ritueel gehad wanneer hulle iemand begrawe het. Hulle het hom in reukolie, hulle het hom met reukolie behandel vir die ontbindingsproses, dat dit nie so stink nie. Maar hulle het nie tyd gehad om hierdie te doen nie, voor die son gesak het nie. So die Sabbatdag is verby, is 'n hartseer tyd. Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus en Salome het reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsam, want hulle het nie die tyd gehad om dit te doen, die Vrydag nie. En dis asof hierdie vrouens vir die eerste keer op die toneel verskyn. Lees so vlugtig van hulle vroeër, Lukas 8, vers 1 tot 3, lees jy vlugtig van hierdie vrouens. Jesus het vroue disippels gehad wat agter hom aangeloop het. En dit is net so ironies dat dit vroue is wat hierdie ontdek het. Want vrouens het geen kredietwaardigheid gehad in die Bybelse tyd nie. Geen. Hulle kon nie gestem het nie, hulle was besittings. As jy enige mite, as jy 'n storie wou versprei, sou jy dit nie begin het by 'n vrou nie. Want dit het niks gewig gedra nie. Hulle is super emosioneel, weet nie waarvan hulle praat nie. In daai tyd het hulle geen regte ook gehad nie, hulle kon nie eers stem nie. Dis hoekom hierdie so onwaarskynlike storie is. Niemand sou hierdie storie geglo het nie, veral nie as dit by vrouens begin nie. Hierdie 3 vrouens het Jesus gevolg. Maria Magdalena het 7 bose geeste in haar gehad, wat Jesus uit haar uitgedryf het, en sy het daarna 'n disipel van Jesus geword. Maria, die ma van Jakobus, was nog 'n disipel van Jesus gewees, en Salome was Johannes, Jesus se disipel, en sy broer Jakobus se ma. Sy was ook 'n disipel van Jesus. Hierdie vrouens, leer ons in Lukas 8, het na die disipels en Jesus gekyk op 'n gereelde basis. Hulle kos gemaak en hulle versorg. En dit is asof hulle vir die eerste keer hier op die toneel verskyn en 'n baie belangrike rol speel in die hele storie van Jesus. Sabbatdag is verby. Nou kan ons iets hier aan doen. Dis die eerste dag van die week. Die Jode se eerste dag van die week begin as die son opkom, Sondagoggend. Die Sabbat is Vrydag aand die son sak tot Saterdag aand as die son sak. Nou, daar's verskriklik baie mense wat vir een of ander rede dink vandag is die Sabbat 'n Sondag. Nog niemand het dit ooit gesê nie, en jou Bybel sê dit ook nie. Sabbat is nog steeds van Vrydag tot Saterdag. Ons hou kerk op die eerste dag van die week. Soos wat hulle in Handelinge sê, die kerk se gebruik was, is om op die eerste dag van die week by mekaar te kom. So ons verwar dit baie keer met mekaar vir een of ander rede. Die eerste dag van die week is die dag wat Jesus uit die dood het opgestaan het. En dis hoekom ons by mekaar kom op hierdie dag. Dis hoekom ons dit weekliks op hierdie dag doen. Hulle wou sy liggaam gaan balsam. Die Sondagmôre, baie vroeg, kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Johannes sê, die son het nog nie opgekom nie. Dit was net so voor sonsopkoms. En hierdie is die eerste keer wat die son opkom, van na die sondeval af, wat die hele wêreld verander het. Niks sal nooit weer dieselfde wees nie. Dood het oor die mense geheers. Sonder enige hoop sterf almal en verdien almal die doderyk en gaan almal na die doderyk toe. Verwyderd van God in sy teenwoordigheid. As gevolg van sonde. En hierdie oggend toe die son opkom, het alles verander. Die doderyk het nie meer die laaste sê nie. Hierdie is 'n nuwe dag, 'n dag wat die Here gemaak het. En dit sal 'n invloed hê tot in ewigheid op elke mens wat vertrou op die werk van Jesus wat hy aan die kruis gedoen het. Jy het nie meer nodig om die dood te vrees nie. Jy het nie meer nodig om bekommerd te wees oor, kan ek deel van God se familie wees nie.
Nuwe nuus is aangekondig, jy is nie meer net in 'n fisiese wêreld waarvoor jy hoef bang te wees vir alles wat jou kan seermaak en doodmaak nie. Dis 'n nuwe dag. Dis die eerste oggend van sy soort. Vroeg, net voor die son opkom, kom hulle daar aan. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang wegrol? Nou, vir hierdie 3 vrouens sou dit onmoontlik gewees het. Hierdie klip was enigiets, op sy dunste plekke was hy liniaallengte 30 cm, op sy dikste plekke kon hy selfs tot 'n halwe meter dik gewees het. Hy was ongeveer tussen 1.5 en 1.7 meter en hy het 2 ton tot 3 ton geweeg, hierdie klip. Daar was geen manier dat 3 vrouens om gaan wegrol nie. So, ons gaan Jesus se lijkbalsem, ons het min tyd gehad, maar hoe gaan ons by hom uitkom? Hoe gaan ons by die lijk uitkom? Hulle het nie na die graf toe gegaan met die verwagting, hy gaan leef nie. Hulle het definitief na die graf toe gegaan en gedink, hier is nog steeds 'n onmoontlike taak wat voor ons lê. En wat ons hier moet sien is, baie keer wat ons dink is onmoontlik, het die Here lankal 'n pad gemaak. Lankal. Net soos hy dit kan doen. Wie gaan vir ons die klip wegrol? Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. Lees ons in Matteus. 'n geweldige, nou enige tyd in die Jode het geglo, enigiets wat met 'n aardbewing te gepaard gaan, is God wat 'n bonatuurlike wêreld werk op die aardbol doen. En dan skuif goed en breek goed. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit, sê Matteus. Engel op die klip gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Nou die Romeine het 2 Romeinse wagte by die graf gesit, want die Jode het hulle gewaarsku. Luister, ons dink hulle gaan probeer om sy lijk te steel. En Pilatus gee toe vir die Jode 2 Romeinse wagte. Nou die reël was, as 'n Romeinse wag die pap op die vloer laat val het, nie sy werk gedoen het soos hy moes nie. Die beste opsie vir hom dan was om in sy eie swaard te val. Anders sou hy wreed deur die Romeinse regering vermoor geword het. Dit sou 10-1 gepaard gegaan het met om in teer doop en ophuis en aan die brand steek. Of om kruisig. Want dit was hoe die Romeine geregeer het. Hulle het gebewe en uitgepaas. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. Ek wil teruggaan na Markus se weergawe toe. Onthou die vrouens is daar. Ek glo hulle het, terwyl hulle so toe gegaan het en gestaan en praat het, moes hulle kyk waar hulle loop ook. Hulle het nie die hele tyd voor hulle gekyk nie, hulle het afgekyk. Ons sien dit met die storie. En toe hulle by die graf kom, die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Klaar. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit, met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Nou, Moses het hulle geleer, dat jy mag nie, jy kan nie vir God in sy aangesig kyk nie. God is heilig en jy's onheilig. Jy sal mors dood neerval net daar op die plek. En hulle het hierdie stigma in hulle kop gehad, as God opdaag, moet ons wegkyk, moet ons wegkom, ons moet neerval, ons moet afkyk, ons kan nie op God se heiligheid kyk nie. So, kan jy jouself in hierdie situasie indink? Ons gaan om 'n lijk te kry, die klip is weggerol, en hier sit iemand so wit soos weerlig, so helder soos weerlig, spierwit klere aan in die graf. Hoe sal jy reageer? Ek weet nie of ek sou gebly het nie, ek dink ek sou gehardloop het. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig, vir ingeval dit God was. Toe sê die manne vir hulle, waarom, dis Lukas wat sê daar was 2 engele, waarom soek julle die lewende by die dooies? Ons weet hoekom is julle hier. Julle kom om sy lijk te balsem. Hoekom het hulle hierdie balsem ook gedoen? Dit was 'n finale afskeid. Terwyl ons met reukolie behandel, sê ons vir oulaas tot ziens. Ons het nie tyd gehad Vrydag nie. Nou kan ons dit op ons tyd gaan doen. Dis die eerste dag van die week. Hoekom kom soek julle 'n lewende by dooies? Hulle is in 'n begrafplaas, al wat daar is dooie mense. Hulle ken nie so iets soos iemand wat uit die dood uit opstaan nie. Daar was nog nooit so iets nie. Dit bestaan nie. Lazarus was die eerste een.
En Jesus self het hom uit die dood uit opgewek. Maar dis asof die mense dit net nie kon verstaan dat dit moontlik is nie. Dit het net nie ingegaan nie, jy gaan dit vanoggend weer sien. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, die engel. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is, hy is uit die dood uit opgewek. Hy was dood, maar hy lewe nou. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. En wat so indrukwekkend daarvan is, hulle het geglo, dat as jy langer as 72 uur dood is, dan bevestig hy dat jy dood is. Dit is hoekom Lazarus eers op die 4de dag uit die dood uit opgewek is. Dat ons kon seker wees hy is dood. Sy liggaam het al begin ryk, wat beteken hy het begin ontbind. Jesus het nooit daai plek van ontbinding bereik nie. So dit was die laaste dag wat hulle hom sou kon behandel, sonder dat daar 'n reuk sou gewees het of ontbinding sou gewees het. Jesus het nooit daai plek bereik nie, want dood het nooit oor Jesus geheers nie. Daar's die plek, daar's waar hy gelê het. Hy is uit die dood uit opgewek. Gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, en dit is so mooi, vir Petrus. Hoekom vir Petrus? Hoekom moet Petrus spesiale aandag kry? Want as jy hier was donderdag, dan sê jy weet, hy het Jesus verloon. Hy het 3 keer Jesus ontken, toe hy beskuldig was dat hy is 'n disipel van Jesus. Kan jy jouself net indink in wat so onsekerheid hierdie ou leef? Hier is Jesus dood. Hy het beloof, hy gaan saam met hom kruis toe. Hierdie is 'n groot storie, almal het kennis geneem van Jesus se lewe. En hy is die een, wat nie eers gebly het by wat hy gesê het, hy glo nie. Wat gebeur nou? Ek dink nie, hy het enige vrymoedigheid gehad nie. Geen vertroue nie, hy het gesit in onsekerheid. Gaan sê vir Petrus, is asof die Here so hand van genade het. Jesus het so genade. Sê vir Petrus, luister, ek wil hom nog sien. Sê vir hom, hy moet my in Galilea kry. Ek het nog 'n plan. Dis asof hy so genade na hom toe sê. Hy gaan hom herstel. As jy die storie ken, dan sê jy weet, Jesus het vir hom gesê, ek het vir jou gebid, Petrus, vir krag, want jy gaan versoek word. Gaan sê veral vir Petrus, hy moet nie in hierdie onsekerheid leef nie. Ek gaan julle vooruit. Ek sê julle in Galilea sien. Ek wil hom sien. Lukas sê, onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, Lukas sê die engel het hierdie vir die vrouens gesê, onthou julle hoe het hy gepraat? Hy het die volgende gesê, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En ons moet nie hierdie mis nie. Ek weet nie of dit ooit met jou gebeur het, jy op skool was nie, het baie met my gebeur. Ek sit in die wiskunde klas en die juffrou verduidelik die som. En ek verstaan nie 'n woord wat sy sê nie. Dan stap ons uit die klas uit en dan vra 'n chommie vir my, hoorie, hoe werk hierdie som? En ek sê, ek weet nie. Maar kom sit net gou en kyk of ons dit kan uitfigure. Kom ek kyk of ek kan onthou wat sy gesê het. En terwyl ek vir my vriend die som verduidelik, soos ek het gehoor het, maar dit nie verstaan nie, die volgende oomblik dan klik ek. Okay, dis hoe dit werk. Terwyl ek herhaal wat ek gehoor het. Mens noem dit 'n gloeilamp oomblik. Met inligting wat jy ontvang, wat jy nie in die oomblik verstaan het nie. Dan kom jy tot 'n besef van wat is besig om te gebeur. Ons hele lewe werk so. Jy ontmoet iemand hier, jy ontmoet iemand daar, jy ontmoet iemand daar. Die volgende oomblik is al hierdie mense op dieselfde plek en kom jy agter, okay, dis wat hier aangaan. Mens noem dit 'n gloeilamp oomblik. Ons is baie traag in ons manier van redeneer. Ons het nodig om woorde te hoor, wat in ons so saad in ons geplant is, wat opkom, en uiteindelik rypheid bereik, en dan begryp ons wat gebeur. Dis hoekom die Bybel praat van jy sal die waarheid hoor, die waarheid sal jou vry maak. Dis hoekom ons Bybel sê geloof kom deur gehoor, en elke woord kom van God af. En wat die engel besig is om te doen is, hy is besig om vir hulle inligting te gee, die woorde van God te gee, sodat hulle 'n gloeilamp oomblik kan hê en kan besef, is dit wat hy bedoel het, toe hy gesê het, hy moet sterf en hy gaan uit hierdie dood uit opstaan. Is dit wat hy bedoel het? Toe het hulle sy woorde onthou. Gloeilamp oomblik vir die dames. Toe het hulle die waarheid gehoor en die waarheid het hulle vrygemaak in daai oomblik. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Markus sê, die vrouens het stilstypig hulle het niks gesê nie, soos ek in die begin vir julle die storie gelees het. En kyk wat gebeur volgende. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet.
Ja, ek het hierdie storie al so baie keer in my kop geherhaal vir myself. Ek het mense al, mense uit my eie gesin uit verloor in die dood. En jou gedagtes hardloop met jou, en jy dink, wat sal gebeur as ek hulle net weer in die lewe moet sien, ewe skielik? Wat sal met my gebeur? Wat se emosies sal ek beleef? Ek bedoel, 3 jaar is ons by Jesus, ons is lief vir hom, ons het hom gekyk. Ons het die kruisiging aanskou. Ons het die wreedte daarvan aanskou vir iemand vir wie ek lief is. En die volgende oomblik staan hierdie persoon in lewende lywe voor my. Skielik het Jesus voor die vrou gestaan. Hulle het nader gekom en sy voete gegryp en hom aanbid. Ek kan fisies aan hom vat. Hy lewe. Hy is nie dood nie. Hoe is dit moontlik? Ek het gesien hoe steek hulle 'n spies in sy sy. Ek het gesien hoe slat hulle die spyker. Ek het gesien hoe hulle hom gemartel. Hy kon daai kruis, moes hulle iemand kry om te help dra, so swak was hy. Was geen manier dat hy lewe nie. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Presies dieselfde boodskap wat die engel vir hulle gegee het, gee Jesus toe vir hulle. Presies dieselfde boodskap. Die vroue het dieselfde dinge aan die apostels vertel, en kyk hierso. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk, en hulle het nie die vroue geglo nie. Want jy het nie 'n vrou geglo nie. Dis onmoontlik. Daar bestaan nie so iets soos iemand kan homself uit die dood uithaal nie. Dit het nog nooit bestaan nie. Hoekom sal dit nou ewe skielik bestaan? Dis logies, maak dit net nie sin nie. Ons kan dit nie glo nie. Petrus het egter opgespring en Johannes se weergawe sê, Johannes, Jesus se disipel, hy het saam met Petrus gegaan, maar Lukas sê, het was net Petrus. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke, vol verwondering oor wat gebeur het. Is hy terug huis toe. So volgens Lukas, het Petrus net in die graf ingekyk. Dis baie onwaarskynlik dat Jode in 'n graf sou ingaan. Want as jy in die graf ingaan, dan word jy onrein, seremonieel onrein, en dan moes jy jouself gaan reinig het, om weer, voordat jy weer enige offer kon bring by die sinagoge, voordat jy weer goed genoeg was, om tot God te nader, voordat jy met 'n hoëpriester gepraat het, voordat jy aan ander Jode geraak het, en hulle ook onreinig gemaak het, moes jy jouself gaan reinig het. So Petrus het net buite gestaan en ingekyk, so ver as hy kon. Johannes se weergawe sê hy het wel ingegaan uiteindelik. Daarna, en ons lees in Lukas nog op dieselfde dag, onthou ons is by Jesus se opstandingdag, dieselfde dag, het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was, na die platteland toe. Hierdie 2 disippels wat Jesus hier aan verskyn het, was nie dit was nie deel van die 11 wat oor was nie. Jesus het by tye 12 disippels, meeste van die tyd, die 12 disippels was altyd by hom, maar by tye het hy groter groepe mense gehad wat agter hom aangeloop het, wat ons nie die hele tyd van lees nie. Hulle sê, hy het feitelik konstant met oor die 100 mense, wat die hele tyd saam met hom gegroepeer het en beweeg het. Hy het met 'n groot groep mense, hierdie laaste week van sy lewe, het hy van Galilea af afgereis tot in Jerusalem vir sy kruisiging, met massas mense wat die hele tyd by hom was. En hy het verskillende disippels gehad, wat so saam met hom geloop het, in verskillende kategorieë, en hierdie 2 ouens was ook 2 van hierdie manne. En hulle was op pad van Jerusalem af, noordwes, na 'n dorpie toe, Emmaus, sy naam, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, hulle is op pad soontoe, en Jesus verskyn toe aan hierdie 2 manne, op dieselfde dag van sy opstanding. En al wat hierdie manne toe nou doen, is hulle staan en praat oor die gebeure, wat in Jerusalem gebeur het. En almal is goed bekend daarmee, en almal het notisie geneem, duisende, as dit nie miljoene mense was nie, het hiervan geweet. En hierdie ouens was half ontsteld gewees, baie ontsteld. En hulle is eintlik glad nie op 'n positiewe plek nie, dis meer 'n hartseer oomblik vir hulle. En hulle praat hier oor, en Jesus luister na hierdie gesprek van hulle, en al wat hulle doen, is ek lees nie vir julle die hele storie, en ons sal tot môre hier wees, as ons als met deurwerk, maar hulle het hulle hartseer storie vertel van die profeet van God wat dood is, van mekaar, en Jesus hoor dit. En Jesus vra, waarvan praat julle? En hulle sê vir Jesus, hoe weet jy nie? Hoe weet jy nie hiervan nie? Nou, ek weet nie, want ek lewe.
Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip. En wat 'n traagheid van gees. Hoe pateties. Ek het 'n nuwe woord wat ek nou al 'n paar jaar gebruik, patetisme. Hoe is ons so traag? Ons is so weggevoer met ons realiteit en die wêreld waarin ons leef, dat ons so sukkel om deur te breek in 'n wêreld van geloof in, van vertroue in die God van die heelal, dat hy weet wat hy doen en dat hy in beheer is. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Hulle was Jode. Hulle het Jode groot geword. Hulle het op die ouderdom van 12 die hele Joodse wet geken en alles wat daar gesê is oor die verlosser en die Messias. Hulle het geglo hy was die Messias, as jy die storie gaan lees. Dis die Messias wat sou kom waarvan Moses gepraat het. Dis die Messias waarop die wet gedui het op pad is. Dis die Messias waarvan Dawid in die Psalms geskryf het. Dis die Messias waarvan die profete gepraat het. Jesus sê, wat het al daai goed beteken, as julle hierdie patetiese plek nou bereik het? Wat beteken my woord, en alles wat ek gedoen het en gesê het? Glo julle dan nie, al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge laat lei, om in sy heerlikheid in te gaan nie? Met ander woorde, daar praat hy spesifiek van die skrifte. Hy sê, as jy dit gelees het, sou jy gelees het, dat die verlosser moes lei. Die hele Ou Testament is vol daarvan. Hoekom mis ons dit? Want ons is so vol van onsself. Ons hoor net wat ons wil hoor en ons sien net wat ons wil sien. Ek lees net die gedeeltes waarvan ek hou in my Bybel. Vir alles het sleg gaan. Maak my oop. Ja, nee, hierdie skrifversie is nie mooi nie. Hierdie is nice. Ja, die Here het vandag vir my hierdie woord gegee. Maar dis hoe ons dit doen. Dis hoe ons verhouding met die Here bou. Ons lees net wat ons wil lees, ons sien net wat ons wil sien, ons hoor net wat ons wil hoor. Ons het nie belang gestel in wie God is nie. Ek lees net my Bybel om uit te vind, wat's in dit vir my, en wie's ek. Die Bybel is nie vir jou gegee, vir 'n handleiding vir jou lewe nie. Jou Bybel is vir jou gegee om jou voor te stel aan wie God is. Want dit gaan nie oor my en jou nie. Dis die goeie nuus. Dit gaan oor hom. En my lewe en die lewe wat ek ontdek wanneer ek verby myself beweeg. Dis die goeie nuus. En kyk wat doen Jesus toe. Nou, die storie gaan, Jesus het homself vermom vir hulle, maar hy het homself nie vir hulle vermom nie. Ek glo hulle het hom nie herken nie, want uit die doodheid opstaan is onmoontlik. Hulle was so traag van begrip, dat hulle nie besef het wat besig was om hulle te gebeur nie. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. Daarna het hy by Moses en al die profete begin. Ek glo ek, as Jesus nie vir hulle bekend was nie, het hy dit van hulle weerhou, juis om hulle die volle prentjie te wys, om vir hulle in te kleer, wat hulle moet verstaan. Hy gaan nou weer vir hulle geloof gee, deur vir hulle woord te gee. Daarna het hy by Moses en al die profete begin. Hy stap saam met hierdie ouens 'n lekker lang pad, hele dag lang 10-1. Hy het oggend vroeg opgestaan uit die doodheid. En al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Jy jouself indink, jy stap letterlik van die een dorp af na die volgende dorp toe met die Here wat besig is om jou te leer, langs jou. En om als van homself vir jou te vertel. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. En hierso sien ons hoe lyk wedergeboorte. Ek het dit al baie verduidelik. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Hy het die hele dag saam met hulle gereis. Wat gebeur met wedergeboorte? God kom deur sy gees en hy skep 'n nuwe mens in jou binnekant met 'n begeerte vir hom. As jy die storie gaan lees, dan sal hulle sê, ons harte was warm terwyl hy by ons was. Ons wou meer hoor van wat hy gesê het. Ons het 'n honger en 'n dors na hom gehad. Ons wil nie hy moet gaan nie, bly by ons. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Ons het donderdag aand gelees dat Jesus het die brood geneem by die tafel, hy het dit gebreek en hy het vir sy disippels uitgedeel en hy het gesê, dis die laaste keer wat ek hierdie brood saam met julle breek
in hierdie bedeling. Die volgende keer wat dit doen, sal dit 'n nuwe bedeling wees. Sal dit wees waar God die dood oorwin het. En hier breek Jesus die brood. Saam met hierdie disippels. En toe hulle die brood eet, toe gaan hulle oë oop. In daai oomblik. Ons is in die teenwoordigheid van die verlosser van die wêreld. Wat sopas uit die dood uit opgestaan het. Hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Bonatuurlike belewenis. Kan jy jouself indink? As jy daar moes gewees het? Ek weet nie wat sou ek gedoen het nie. Ek weet nie of ek so gehuil het of gelag het nie. Het is eintlik so hartseer dat daar nie 'n selfoon was nie, nê? Foto's, WhatsApp, stuur. Nou moet ek daar wag voordat ek weer iemand sien met wie ek hieroor kan praat, want daar was nie eens 'n Telkom-lyn nie. Ek bedoel, kan jy jouself indink, jy sit op hierdie inligting. Ek het saam met Jesus gekuier vandag, die hele dag. Ons het saam brood gebreek. Uiteindelik het ons by die ander disippels aangekom. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel en kyk wat hulle reaksie, briljant! Maar dit het selfs vir hulle ook glad nie geglo nie. Want ons eierbrein sukkel om te kom by wie God is. Terwyl die dames, hierdie storie lees ons ook in Matteus, terwyl die vrouens terughardloop om vir die disippels te vertel van Jesus en die wagte het nou uitgepaas, hulle moes iewers bygekom het en hulle het begin hardloop terug Jerusalem toe, binne in die dorp in. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. So hulle is reguit na die tempelterrein toe en hulle kry die hoes daar en sê, luister, daar was 'n aardbewing, daar was 'n weerligstraal, daar was helder wit lig. Ek het vir 'n oomblik ophou asemhaal toe ek bykom. Ek was lanklaas in my lewe so bang en so benoud. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader. Soos onmiddellik 'n dringende vergadering gereël met die hele Sanhedrin, Joodse leierskap. Onmiddellik, krisisbestuur en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee. Ons gaan hulle moet omkoop om stil te bly. Ons gaan vir hulle moet sê, hier's geld. En luister wat het hulle vir hulle gesê. Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. Hoe interessant is dit dat hierdie storie ook in die Bybel is. Die Jode sê vir die soldate, as iemand vra, die disippels het gekom en hom gesteel. So hierdie Romeinse soldaat gaan nou met sy lewe dobbel, want as die Romeinse regering uitvind, word hy wreed vermoor. Julle moet vir almal sê, die disippels het die lyf kom steel, die liggaam kom steel. En as die gouverneur, Pilatus, daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Kyk, Pilatus wou die Jode gelukkig hou, dis hoekom hy vir Jesus vir hulle gegee het, in die eerste plek. So die Jode sal vir hom sê, ag man, dis 'n minor, hulle het hulle werk gedoen, moenie daaroor bekommerd wees nie. Hulle sal alles doen om hierdie soldate se lewe te red en vir hulle 'n klomp geld gegee. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle gesê het. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. En tot vandag toe glo die Jode, Jesus was 'n vals profeet. Hulle lees nie enigiets van die Nuwe Testament nie. Hulle glo, Jesus het bestaan, maar hy was nie God se seun nie, hy was nie die Messias nie. Hulle vertrou nie in sy werk wat hy vir hulle gedoen het nie. Die Jode is nie 'n spesifieke, ek weet daar's mense wat dit glo vandag, hulle is nie 'n spesiale nasie voor God vandag nie. Hulle is nie meer God se volk nie. God het een volk, en dis elke persoon wat hulle vertroue sit in God se werk aan die kruis. Dis sy volk. En dis alweer in sy koninkryk sal ingaan. Ek weet daar's 'n klomp mense wat 'n klomp ander goed glo rondom dit, maar die Bybel leer dit vir jou. Ons is in 'n nuwe verbond, die ou verbond is verby. Jesus het hom verwyder. Wat leer ons by Jesus uit hierdie opstandingsstorie? Die eerste ding wat ek wil sê is, sy opstanding bring nuwe lewe. Dis soms vir my vreemd, dat mense wat sê hulle dien hulle hele lewe lank die Here, kan nie die onderskeid sien tussen die twee wêrelde waarin ons leef vandag nie.
Daar's 'n wêreldsisteem, wat alles gaan oor die mens. En dan is daar die nuwe wêreld wat God gebring het, deur Jesus Christus en sy opstanding, waar alles oor God gaan. En as jy sê, ek ken die Here en ek dien die Here en ek leef in die opstanding, moet jy daai lyn so helder soos daglig elke dag van jou lewe van bewus wees. Want hy het heeltemal 'n nuwe wêreld gebring. Hy het 'n nuwe lewe gebring. Daar's sy manier van doen en daar's jou manier van doen. Jy leef elke dag in daai konflik as jy sê, ek is 'n kind van die Here en hy het my gered en ek het 'n begeerte om hom te dien. Hy het nuwe lewe gebring. Hy het nie 'n lewe gebring hy bring nie vir jou 'n lewe wat lyk soos die wêreld se lewe nie. Hy's ook nie hier om jou gelukkig te hou nie. Alles gaan oor God en sy heerlikheid. Hy maak onmoontlik moontlik. Selfs vir hierdie ouens wat nie geglo het in hom nie. Selfs vir die Martha, Maria en Salome. Martha, die twee Maria's en Salome. Hy het 'n klip weggerol voor hulle daar gekom het. Hy het deur 'n engel vir hulle begrip gebring. Deur woord het hy vir hulle 'n gloeilamp oomblik gebring. Selfs met die twee manne wat hy op die pad gekry het. Hy maak wat vir jou onmoontlik is moontlik. Daar's geen manier dat ons kan dink ons is kinders van die Here, maar ons ken hom nie. Want die twee is sinoniem met mekaar. As jy nie sy woord hoor nie, sal geloof nooit in jou opstaan nie. Want geloof kom deur gehoor. En jy moet hom ken, jy moet weet wat hy sê, en jy moet weet wat hy doen, voordat daai geloof in jou kan leef. Hy maak die onmoontlike moontlik. Sy opstanding bewys sy werk is volbring. Ons moet hierdie ook nooit mis nie. Dood het geregeer oor die mensdom. Die dode ryk is vir almal beskore gewees onder hulle sonde. Daar was twee plekke waar hy gegaan het. As jy gelowige was, lees ons, het jy na die ereplek van Abraham toe gegaan wat in die dode ryk was. Wat nie die hemel was nie. Of hel toe. En Jesus het elke ou uit die dode ryk, uit die ereplek van Abraham afgelei tot in die teenwoordigheid van God toe hy in die kruis gesterf het. Waar jy by God kan wees. En al manier om dit te gedoen het is, hy moes dood oorwin. Anders kon hy dit nie doen nie. Hoe het hy dood oorwin? Hy het die mens se sonde op hom gevat, die mens verdien God se wraak en God se dood. Die mens verdien God se wraak en 'n ewige dood sonder God se teenwoordigheid. Jesus het daai straf gevat, hy het daai kruis en pyniging gevat. En die feit dat hy uit die dood uit kon opstaan, beteken hy het gewen op die einde van die dag. Beteken die offer wat hy gebring het vir die mens se sonde was genoeg. Die opstanding bewys sy werk is volbring. Nommer 4, hy verander vrees in vreugde. Ek bedoel, dit is wat met Maria's en Salome gebeur het, nadat Jesus aan hulle verskyn het. Markus sê hulle het gebewe terwyl hulle van die graf af weggegaan het, so bang was hulle. En toe hulle Jesus sien en vat aan sy voete, het hy alles in vreugde verander. Ten spyte van hoe dit sou klink, dat hulle die storie versprei, ten spyte van hoe hartseer hulle was, ten spyte van hoe stik in die wêreld nog steeds gaan wees, en hoeveel vervolging dan nou nog vir die kerk gaan kom, ten spyte daarvan, het ons nou vreugde. Want hierdie lewe is nie net meer al wat daar is nie. Daar's lewe daarna. Hy verander jou vrees in vreugde. Sy woorde bring perspektief en geloof. Jy sal die waarheid ken, die waarheid sal jou vry maak. Geloof kom deur gehoor. En laastens wil ek sê, soos Jesus die brood uitgedeel het vir die twee manne, toe hy saam met hulle aan tafel gesit het, hy het dit vir hulle gegee. Hy het vir hulle die woord gegee wat hulle oë en hulle perspektief laat oopgaan het. Opstanding is 'n geskenk. Dis nie iets wat ek en jy doen nie. Daar's net een ding wat ek en jy bygedra het by ons verlossing. En dis ons sonde. Dis al wat ons gevat het. Dis wat ons bygedra het. Dis hoekom maar 'n verlosser gekom het, as gevolg daarvan. Dis 'n geskenk wat ons by die Here kry. En elke dag van my lewe, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, het ek hoop. Ek hoef nooit weer in my lewe 'n slagoffer te wees nie. Dis ook nogal 'n goeie bewys in jou eie lewe om te weet of jy 'n kind van die Here is. Hoeveel mense is jy kwaad en hoeveel mense moet jy vergewe? Hoeveel het jy onreg aangedoen? Jy is mos 'n arme slagoffer. En ek sê dit glad nie ligtelik nie.
Want jy het nie 'n regverdige rede hoekom jy voel soos jy voel. Jesus gee vir jou hoop ten spyte daarvan. Hy gee vir jou lewe ten spyte van die seer waardeur jy is. Ons is nie slagoffers nie, ons is oorwinnaars. Ons vrees nie die dood nie, en die onheil nie. Ons leef in volle vertroue op God vandag, want Jesus het uit 'n graf uit opgestaan, en hy leef. Ons bid saam. Hemelse Vader, daar is niemand soos U nie. Ons het U so nodig. Here, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U hierdie offer gedoen het aan die kruis. Dankie dat ons vandag kan leef met hoop en uitsien en vreugde. Here, in die storms gaan kom en in die stikkende wêreld gaan ons boelie, maar ons vrees dit nie, want ons vertroue is op U. En dit bly op U. Lewe ten spyte van dood. Hoop ten spyte van wanhoop. Dankie Here vir U geskenk in ons lewe. Mag dit 'n werklikheid word vir ons alreeds in hierdie lewe, en nie net eendag as ons sterf nie. Mag ons U werklik ken. Dis my gebed. Dankie Here, dat U vir ons gloeilamp oomblikke in ons lewe gee. Dankie dat ons nader aan U kan beweeg. Dankie dat ons meer van U kan leer. Dankie vir U genade, soos met Petrus. Ons loof en ons prys U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ek wil